Baie dankie. Baie dankie. Ja, ek wil net seker maak julle kan my hoor, né? Want ek het hom duidelik gehoor hier langs my, so maar ek weet nie wat julle hoor nie. Ja, my pa het baie van hierdie aangebied en hy het baie reekse aangebied. Ons maar reekse genoem en hy het in die 50 van hierdie aanbiedings aangebied in sy tyd. En nou luister ek na hom want van julle weet die SAIK het hom opgeneem en dan gaan luister ek na die opname en dan kom doen ek dit en dan elke keer as ek nou klaar voorberei het, dan luister ek gou my pa sinne, wat het hy alles gesê oor die onderwerp en dan kom ek agter nee, ek moet nog so 'n bietjie leer. Hy het net 'n vermoë gehad om te leer. Hy het 'n vermoë gehad, het 'n talent gehad om werklik waar goed te kan oordra aan mense. En nou ja, die seedier is 'n vrou, dis vanaand. My pa het hierdie lesing genoem die anti-kris, want dit is dieselfde ding. Maar in die Bybel en Openbaring noem dit die seedier, dis Tessalonisense en elders waar dit die anti-kris baie sterk genoem word. En in die Christelike protestante milieu word dit meestal eintlik die anti-kris genoem. Maar nou ja, die seedier, dis hoe Openbaring dit noem, is 'n vrou. Wel, is 'n vrou het ek nou bygelas van. Julle sal sien, hierdie dier word op die einde deur 'n vrou gery. En dis ek sê ek die seedier is 'n vrou, want hulle word so half een en doen die finale ding so saam. Maar goed. Ja, volgende week, ek hoor julle gaan aangaan en ek is baie bly want gewoonlik was hierdie 16 of 24 lesings, hierdie reeks en ek doen net 8. So daar is nog baie dinge. Julle weet nog nie wat is die 2300, ons het begin met 2300 aandes en môrens, maar ons het net die 70 weke wat verwys het na Jesus se eerste koms het ons gedoen. Ons het nie die res gedoen nie, die 2300 het ons nie hanteer nie. Ons het ook nie die 1000 jaar kon ek nie inpas in hierdie verhaal in nie. Daar's nog soveel wat ons kan sê. Ek bedoel, ek doen Openbaring 12, 13, bietjie dalk van 14, wat van 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, wat van Openbaring? Ek gaan net raak in Openbaring 2 en 3, net raak, wat van 4, 5, 6, 7, daar's soveel inligting. En weet julle, meeste van dit het te doen met ons en ons saligheid en die ewigheid. God het dit gegee vir ons. So ek wil net vir julle sê, moet dit nie misloop nie. Hulle gaan vers vir vers verstaan ek ook deurloop, so moet dit nie misloop nie. Voor ons begin, kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie dat U vir ons hierdie pragtige openbaring gegee het. Dankie dat U vir ons die toekoms verwys en sê, maar ek ken die toekoms. Ek het jou toekoms en die hele wêreld se toekoms in my hande. En dat U vir ons wil sê, as ons net aan U vashou, kan ons saam met U 'n ewige toekoms hê. En ons wil dit graag doen. Ons besef ons lewe is kort op hierdie aarde, met allerlei siekte en môre kan 'n kar my trap, wat ook al gebeur, maar môre is nie altyd seker nie. Maar in U is daar ewigheid wat seker kan wees. Lei ons vanaand dat ons kan verstaan waarteen U ons gewaarsku het. In Openbaring en Daniël, Tessalonisense en elders. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag vir julle Openbaring 12 vers 3. Want ons het laas week afgeëindig met Openbaring 12. Ons het gesien die eerste deel gaan oor die rein vrou en die rein vrou het verwys na God se kinders. Die wat Jesus, onthou God is net lig. Ons het dit gesien. God is net lig, God is net goedheid en daai lig wat skyn en weerkaats is die rein vrou. En ons het dit gesien. En met ander woorde, ons kan Christus weerkaats, soos die maan waarop die vrou staan, die son weerkaats. Die simbool is baie sterk vir ons gegee. Maar daar teenoor staan daar 'n draak. En ons het gesien, dis die ou Satan. En hy wil hê ons moet val. Ons het gesien die laaste
Die laaste deel van Openbaring 12, heel laaste vers, dit is op vers 17 van Openbaring 12, wil ek sommer net vir julle van die Bybel aflees. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. So waarteen het die Satan sy grootste oorlog? Toe hy sy oorlog het ons gesien, het hy teen Jesus verloor. Waar? Op die kruis. Toe draai hy en hy sê, nou gaan ek my aandag vestig op wat? Op daai kinders van Jesus wat so graag sy gebooie wil hou. Want die gebod is die gebod van liefde. Daai wat so graag wil voorberei en gereed wees vir sy koms en 'n ewigheid in die hemel wil deurbring, saam met Christus 'n ewigheid wil hê, daardie gaan ek spesifiek ek gaan hulle uithaal. Ek gaan hulle uithaal. Ek gaan my aandag op hulle vestig, maar dit maak sin. As jy by 'n sterk man wil uitkom en jy is te bang vir hom of jy gaan teen hom verloor, wat doen jy? Jy gaan na sy vrou toe. Jy het al agtergekom, as daar 'n moeilike man is, wat gebeur? My pa was 'n baie sterk karakter. Ek wil nie te veel net oor my pa praat nie, maar hy was 'n sterk karakter. En dan as mense teen hom verskil, na wie toe het hulle gehardloop? Nie na hom toe nie, maar na wie toe? Na my ma toe. Gesê vir jou man, maar sê dit dan vir homself, daar hardloop hulle weg. En dis presies wat die Satan nie doen. As hy nie by Jesus kan uitkom nie, wie gaan hy probeer? Vat sy bruid of sy kinders. Baie sê, vat aan my kinders, dan vat jy aan my. Ek sien daai kykens van ons het sulke klein kykietjies by die huis, so in die hennetjie. As jy daai kykietjie, as hy kykietjie sê piep, dan sê daai mam vir jou, dan sê op jou, dan sê jy nou uitsorteer. En is dit nie hoe dit is nie? Is dit nie hoe ons is oor ons kinders nie? En die Here is lief vir ons ook. So hierso sien ons Openbaring 12 vers 3, en 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak. Ons het gesien vorige, dit is die duiwel homself, 'n paar verse aan, met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. Openbaring 13, vers 1 en 2. En uit die see, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, uit die see, dis ons hoofonderwerp. Vanaand is daai dier uit die see, en jy gaan sien 'n vrou ry hierdie dier. Sien opkom met, jene, 7 koppe en 10 horings. Die draak het 7 koppe en 10 horings. Maar nou het die dier ook, ek hoop julle is nou wakker, die dier ook 7 koppe en 10 horings. So hier het ons nou die draak wat die duiwel is, maar nou het ons ook 'n dier wat 7 koppe en 10 horings het. En die dier wat jy gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak, hier kom die draak nou, het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Hier sien ons iets wat interessant is. Soos Christus word, soos ons hom aanskou, so word die kinders van die duiwel, die draak, as ek dit so mag stel, soos wie? Soos die duiwel homself. So slink soos hy, hulle mimiek hom. Met ander woorde, hier sien ons 'n mimiek verhaal. Onthou wat het gebeur? Wie het Christus gekruisig? Dit was 'n mens. 'n Romeinse soldaat het Christus gekruisig. Dit was 'n Romeinse kruis. Dit was 'n Romeinse se graf met 'n Romeinse seël, althans die seël, 'n Romeinse seël. Dit was 'n Romeinse owerheid wat besluite gemaak het. Maar die duiwel het hom aangehit. So met ander woorde, dis asof die Openbaring 12 het ons 'n prent gegee, 'n blik gegee in die geestelike riem van hoe die duiwel en Michael geveg het, en toe is die duiwel uit die hemel uitgewerp. So ons het so blik gekry in die onsiene wêreld in. En in die onsiene wêreld is dit die draak met 7 koppe en 10 horings, maar in die siene wêreld is dit die dier met 7 koppe en 10 horings. Hulle is een. Maak dit sin? Maak dit sin? Julle gaan nou verder sien.
Openbaring 17 vers 1 en 3 en hierdie is baie gemik, hierdie hoofstuk, as jy hom gaan hanteer, is verskriklik gemik op die tyd wat ons nou leef. En een van die 7 engele met die 7 skale, dis die 7 laaste plaas, daai skale, net so tussen ons, een van daai engele, het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, ekskuus mense, dis die woorde van die Bybel wat daar is, wat op baie water sit. Met ander woorde, ons het 'n ware kerk, dis wat Openbaring 12 vers 1 vir ons en 2 en 3 verduidelik het, en nou het ons 'n valse kerk wat 'n hoer genoem word. Want sy hoereer met baie gode. En een van die gode met wie sy wil hoereer, althans het 'n naam dat sy eintlik van God afkom, Jesus. Maar sy is dood. Kom op hier, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, 'n afvallige kerkstelsel, wat op baie water sit. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn. En ek het die vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Onthou nou in Daniël 7. Onthou julle in Daniël 7, ons het Daniël 7 gedoen nie. Ons gaan dit vanaand doen. Ekskuus, ek gaan julle net te wys. Maar in Daniël 7 sal julle sien dat 'n dier is 'n politieke mag. Net om vir julle 'n bietjie van 'n blik hier te gee. 'n Dier is 'n politieke mag. En die politieke mag word gery deur 'n Christelike kerk, 'n afvallige eenheid. Dis wat die Bybel daar vir ons eintlik sê. Maar ons gaan 'n bietjie meer sien vanaand. Ek wil net vir julle 'n bietjie gou fynskrif gee. Hoekom wil ek fynskrif gee? Want die Bybel gee die fynskrif. Hy waarsku ons oor spesifiek Daniël hoofstuk 7 wat ons vanaand gaan doen en Openbaring 12, 13 en 14 en 15 en 16. Maar in geval, vanaf 11 af aan, het hy vir ons spesifieke fynskrif gegee. Hy sê die volgende. Openbaring 17 vers 5. En op haar voorhoof was die naam geskryf, dis hierdie vrou, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere. Met ander woorde, hierdie is die moeder van alle valse Christelike kerke. Die moeder van die hoere van die gruwels van die aarde. Die gruwels, daai slegte goed van die aarde. Dit kom van ergens af. Dis gebore ergens in 'n donker plek. En nee, dis nie die kerkraad nie. Dit is 'n donker plek. Daniël 7 vers 21. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. Dis 'n mag wat heilig is, u en ek, wat Christus wil volg. Hy oorwin ons. Nou ons kan sê, weet jy wat, hy oorwin ons, julle gaan sien, deur fisies dood te maak, vervolging. Maar hy oorwin ons nie net op die vervolgingsvlakkie, hy oorwin ons hier en hier. Hy het die vermoë om dit te kan doen. Hy het die vermoë om ons te mislei en te dink ons is nou op die regte pad, terwyl ons eintlik God en sy woord eenkant geskuif het. En dan word die oorwinning is teen die heiliges. Die gees van my Daniël is in sy omhulse verontrus in die gesigte van my hoof en my verskrik. Soos ek vroeër gesê het, Daniël was die enige man nie. Hy het alles gesien in die lewe, polities hoog, hy weet van elke ding, en hy was verskrik. So ek waarsku julle, wat ek vanaand gaan bring, mag jou dalk net ontstel. Dit mag jou ontstel, want die Here het gesê, dit gaan ons ontstel. Sy gelaatskleur het verander. En dan, Daniël hou die woorde geheim en verseël die boek tot aan die tyd van die einde. Met ander woorde, aan die tyd van die einde, na die 2300 jaar profesie wat julle nog nie gedoen het, aan die tyd van die einde, dan gaan die kennis vermeerder, en dan gaan ons die dinge begin verstaan. By die 7de engel,
En dan sê hy vir jou, vanaand gaan soos 'n lekkertjie wees. Het gaan lekker wees. Jy gaan hom lekker eet. Maar as jy hierdie lekker klaar geëet het, dan gaan hy bitter wees op die maag. As jy besef wat se gevolge van wat gesê word. Dit gaan vir jou oopgaan, dit gaan ongelooflik wees. As die Here wil, sal dit oopgaan vir elkeen van julle. En dan gaan dit jou bitter maak in die maag. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee. Die Here vra vir ons vanaand. Kom ons gee ag op hierdie openbaring. Kom ons gee ag op hierdie profetiese woord. Soos 'n lamp in 'n donker plek skyn. Tot die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe en die heilige mense van God gespreek. Ons kan nie vanaand, kan ons geen verduideliking gee sonder wat nie. Die Bybel moet homself verklaar. Moenie 'n woord glo wat ek sê nie, gaan ek weer eens vir julle sê, moenie 'n woord glo wat ek sê nie. Maar wanneer ons gaan draai en kyk en lees uit die woord van God, glo elke woord. Moenie my glo nie. Die Here het gewaarsku teen valsheid in die eindtyd. Hy het gewaarsku van 'n valse kerkstelsels wat wêreldwyd die hele wêreld verwonderd agter hierdie dier. So moenie my glo nie. Maak seker jy glo wat hier binne staan. So wie is die vrou wat die dier ry? Openbaring 13 vers 1. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na die eienskappe. Ons gaan 'n bietjie dieper delf. En ek het 'n dier uit die see sien opkom. So as ons nou uitvind, sê die Bybel vir ons die simboliek van die see. Of is dit nou die Indiese Oseaan of die Atlantiese of Middellandse See? Is dit 'n see of is daar 'n simbool wat agter hierdie lê? Die Bybel moet verklaar. Met 7 koppe en 10 horings. 7 koppe en 10 horings en sy horings 10 krone, op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. 'n Naam van godslastering klink soos godslastering. Ek dink ja, daar's 'n simbool agter dit nie. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd. Okay, hy soos 'n luiperd. Iemand het dit probeer skilder. Jy kan sien dit bietjie de mekaar, né? Daar's ons nou koppe en horings en tande en 'n leeukop en maar is 'n luiperd lyf en 'n voete wat anders is. Kom ons lees hoekom. Luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. So okay, ou draak het ons al gekry, dankie. Draak weet ons is die duiwel homself, né? Maar wat van die res? Nou begin ons soek in die Bybel. En so waar, daar het ons dit. Die verklaring van Openbaring 13 lê waar. Onthou wat Jesus gesê het, toe hulle vra oor die eindtyd, net nadat hy gesê het, pas op dat niemand jou moes lei nie. Wat sê hy toe? As ek reg onthou is dit vers 15, of Matteus 24 vers 15. Wat sê? Dat ons moet teruggaan na die boek Daniël. Wanneer jy die gruwel van verwoesting wat gespreek word deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hom wat hoor, laat hom wat kan hoor. Met ander woorde, ons moet teruggaan na die boek Daniël toe. So waar, so aan die einde van tyd, die eindtyd, moet ons profeet Daniël kan verstaan. En wat sê hierso? In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, so ons is dan nog weer Daniël, vir die wat dalk die tweede aand hier was nie, ons het die tweede aand het ons daai beeld deurgewerk van Babylon, toe het hom voorspel dat dit Mede en Perse, Grieke, Rome en die verdeelde, die klei en die yster wat verdeel is verdeelde Rome wat verdeel het. Ons het daai profesie deurgegaan, waar ons kan sien, okay, God het voorspel met 'n beeld, dat die kop van goud was Babylon,
En die silverbors was dan nou Mede en Perse, en hy het 2 arms, julle sal sien, Mede en Perse, en dan Grieke, is die rompie, die mannetjie het 'n rompie aan, en dan sy bene, en sy bene was yster, en dit is Rome, hy het 2 bene, party sê dis dalk Wes en Oos Rome, die Romeinse ryk, en dan het jy die voete van yster en klei. En daar verdeel hy in 10 op, en ja, julle gaan sien, dit word my mikkie so. En nie is die, droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Vers 2. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see, weer eens die see, hier kry ons weer die see, in beroering gebring. Vers 3. En 4 groot diere het uit die see opgekom, die een verskillend van die ander. Net daaronder vir die Engelse gesit, so nou en dan onthou ek julle. Goed, die see, Openbaring 17 vers 15 sê vir ons prompte. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, wat die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. So in ander woorde, sodra daar was beroering gekom, so daar was 'n bietjie van 'n oorlog of 'n dingetjie, daar aan die gang, daar so tussen al die mense, en dan kom hierdie diere daar uit daar waar baie mense is, uit die see van mense, daar uit Europa. Daar is baie, ek weet nie of julle in Europa was nie, maar die nasies is so op mekaar. As ons van hier ry tot by Lesotho, dan is jy amper deur twee ander lande gery. Dis is nogal naby aan mekaar, behalwe nou Duitsland, Frankryk bietjie groter. Dan wind. En nou die dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen die bome nie. En dan as jy Jeremia bysit, dan sien jy, hulle waai teen hierdie magte, dis soos oorloë, winde van oorlog en strife. En dan diere, Daniël 7 vers 17 sê, hierdie groot diere, wat 4 is 4 konings sal uit die aarde opstaan. So die dier is 'n koning. Daar is 4 kings. Met ander woorde, hierdie is prominente konings van koninkryke wat gaan opstaan. En nou kan ons dit begin verstaan. En vers 16. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het vir my gesê, en die uitleg van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere diere wat 4 is 4 konings. Sal uit die aarde opstaan, en die heiliges van, ek wil nie nou net gou sê, hierdie verduideliking, so nou sit nie meer simboliese taal nie, nou praat hy reguit. Hy sê, hierdie groot diere, wat 4 is 4 konings, en sal uit die aarde opstaan. Ons moet nou nie skielik dink, maar hy het dan net gesê see nie. Die see was die simbool. Die aarde is nou die verklaring. Openbaring 17 sê weer vir ons, die see is mense, menigtes, nasies en tale, so dis waar die aarde, in ander woorde, hierdie is nie 'n geestelike mag nie. Hierdie dier is nie 'n geestelike mag wat uitkom nie. Dis nie Satan homself, of een of ander engel, of 'n ding buite nie, dis aarde, dis mense, dis ons. Goed. En nou 'n baie belangrike ding vir my hierso. Vers 18. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Onthou julle die einde van Daniël 2. Het daai klip gekom, en daai koninkryk is op aarde vasgemaak tot in alle ewigheid. Onthou julle dit. En wie sal heers saam met Christus, saam met God? Sy mense sal saam met hom heers vir ewig. Hierso sê dit dieselfde. So ons eindpunt is presies dieselfde. Nou hierdie 4 koninkryke gaan wat kom? Daai klip gaan kom, Christus se wederkoms gaan kom, en hy gaan heers vir ewig. Hierso sê dit weer eens,
en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang. Dis na hy die 4 diere, na hy die 4 koninkryke ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. So die eindpunt van hierdie 2 profesieë, van Daniël 2, as julle nie was Daniël 2 nie, ek's jammer, ek dink hulle gaan dit ergens op YouTube sit, ek kan julle dit kyk, maar Daniël 2 se einde is Christus se koms, baie duidelik. Weer eens wat gebeur hierso? Die einde is weer eens Christus se koms. So nou weet ons, vanaf Daniël, Babylon, is daar 4 koninkryke tot en met die wederkoms. Wat was dit? Babylon, Mede-Perse, Grieke, Rome, en dan is dit wederkoms. Natuurlik, hierdie Rome het gesplit, en julle sal sien, dis presies wat hierdie 4de dier gaan deurgaan. Eers in 'n leeu, en hy het vlerke gehad soos 'n arend gehad. Ek het bly kyk tot sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is, en daaraan 'n mens se hart gegee is. Nou daar is my seun wat saam met my was in Irak, in Baghdad, in die hoofstad, het hulle 'n groot museum van, kyk, in Irak, dis waar Babylon was, net so eentjie van Baghdad, is so 'n paar ure se ry, dan wat se busjie jy vat, party ry nogal vinniger as ander. Maar in elk geval, kan jy daar uitkom, bietjie meer aan die suide van Baghdad, kom jy by Babylon homself aan, en dis waar die opgrawings gedoen het, en dis waar die Engeland en Duitsland 'n klomp goed gaan vat het. Ek sê altyd hulle het gesteel. Hulle moes die land oorwin op 'n stadium. Toe vat hulle alles daar na die museume toe vir hulle, maar daar het 'n klomp goedjies agtergebly, en hierdie is een van die beelde. Hierdie is julle kan dalk nie mooi sien nou nie, maar daar is vlerke wat so opgaan, en hierdie is nou die leeukop, hulle noem dit die lion with vlerke. Wings, wings. En maar goed, so jy sal sien is baie prominent met die Babylon, en Babylon se tekens is deel van sy godestelsel. Net links agter, geval daar is Marduk, hulle hoofgod gewees, en ek het nou vir Laurietjie daar afgeneem. Hy was saam met my daar laas jaar. Goed. En dan was ons ook gewees in Pergamon Museum, dis in Berlyn, en daar het hulle die hele Eastergate van Babylon. Dis waar Easter vandaan kom, né? Net so tussen ons, moet my nie skiet nie, maar Babylon, dis waar Easter vandaan kom. Pascha is iets anders as Easter. Baie dankie. En maar alhoewel daar goedjies is wat oorvleuel. Langs tot die kort, dis die vanaandse lesing nie. Babylon. Dis sy teken leeu. So die leeu met die vlerke, julle die vlerke, baie prominente, groot kunswerke wat hulle gehad het, by hulle ingange, baie prominent geloop saam met Babylon. En as julle ooit in Berlyn gaan na die Pergamus Museum toe, dis pragtig uitgestel, daai mure wat 2600, 700 jaar oud is, en eintlik van dit nog ouer, is daar in Berlyn te sien. En die klere is eintlik nog pragtig behoue gebly, wat julle nou daar kan sien. En dan, so dit was die Babylon is 'n koninkryk gewees, en na Babylon, dit was maar die beskaafde wêreld van die tyd. Ons Duitsers en goedjies was maar nog al die tyd maar net barbare op daai stadium. En Saddam Hussein natuurlik het probeer om Nebukadneser te wees die moderne een, maar God het gesê daai stad sal verwoes wees, en tot vandag toe is hy verwoes. OK, en dan Mede en Perse, die beer. Volgende vers, en ek kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, en 3 ribbes was in sy bek, tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. So nou ja, hier sien julle die een kykies hoor as die ander kant, is jou Mede en Perse, in ander woorde, hy is bietjie sterker aan die een klap was bietjie sterker as die ander klap, né? Want die beere klap mos maar soos hulle aangaan. So die een kant is bietjie sterker gewees, en die Perse het op die einde 'n sterker nasie geword. Ons praat meer van Persia, the Empire of Persia, Persië vandag. Maar daar het nie veel oorgebly van hom nie, van dalk Persiese matte, en so aan. En wat ook van hulle afkom, is die idee dat jy 3 krone het. Die konings het so 3 krone kon sy baie gedra.
Dit het deurgegaan tot en met vandag toe. Julle sal nog sien. En dan Mede en Perse, okay, dis die ryk gewees en die 3 bene, die 3 nadat die Medes en Perse het basies 3 groot magte oorwin. Eerstens was dit natuurlik het hulle hierdie area bygevat en Babylon was nie vir so geworried nie, maar hulle het daai area bygevat en toe kom hulle die oorlog was eintlik daar by die Eufraat. Baie interessant, maar in elk geval. So het hulle toe nou vir Lydia gevat en toe kom hulle en hulle vat vir Babylon en Babylon se val was lank voorspel gewees en hoe hy sal val in detail, hoe Kores sou kom en die rivier sou opgedroog het, Jesaja voorspel, presies dit het gebeur en die hekke sou oopgelos word. En dis wat hulle gedoen het, hulle die Eufraat gevat, het hulle 'n kanaaltjie gebou, Darius en Kores, hulle het 'n kanaaltjie gebou, wat aan die kant is, toe herlei hulle die groot Eufraat rivier weg, terwyl Belsasar lekker party hou, en julle kan lees daar in Daniël, hoe hy toe verower is die aand, maar nou ja, toe hulle want wie gaan nou, daai groot mure is 17 meter breed, nou 17 meter is nogal 'n breë muur, om jou stad te hê. So ek bedoel, wie op aarde gaan op die Eufraat staan, op 'n bootjie en probeer om hierdie ding nou aan te vat, en so op die einde van die dag, toe vat hulle die rivier weg. Was dit nie slim nie? Hulle het hom geherlei. Toe vat hulle die rivier, herlei hulle hom na 'n ander area toe, heel wat boontoer in die rivier, en toe hulle nou daai aand die aanval doen, toe kom hulle by die hekke wat in die rivier moes ingaan, en toe is die hekke oop, toe het hulle hom oop vergeet, want almal hou party, mense is dronk, en dan vergeet jy partykeer as jy dronk is, lyk my, en toe is hulle in, net soos dit voorspel was, deur Kores, en Kores se naam was 150 jaar vroeër voorspel dat hy dit sal doen, deur Jesaja, en toe het hulle Egipte kom uithaal, en dit was dan nou die hele Mede en Perse regering. En dan kom ons by Griekeland, en ek wil nie te veel vashak eintlik op hierdie nie, want ek wil baie graag by hierdie dier uitkom, hierdie vreeslike dier, want hy is waar ons vandag is. En maar goed, en 'n ander een is soos 'n luiperd, die 4 vlerke. Daai luiperd, daai vlerke, dit verwys na die spoed wat Alexander kon oorwin. Daai spoed waarteen hy gehardloop het. En dit is die volgende koninkryk en 4 konings. Is daar 4 konings by hom gewees? Baie interessant. Hulle het in 4 opgedeel. Ptolemus, Seleucus, Antigonus, Lysimachus. Dalk seker verkeerd mense, ek weet nie, dis vir my Grieks, in elk geval. Maar ja, so die lank en die kort is, die 4 generaals van Alexander die Grote het toe basies oorgeneem, en Ptolemus, ekskuus julle, Ptolemus, is dit? Ptolemus. Hy het basies hierdie area oorgeneem, en Seleucus, en dan was dit Antigonus, en dan, ek dink Antigonus het Egipte gevat, Lysimachus het daar, hulle het heeltemal oor hierdie Macedonië areaatjie gestry. Maar goed, die lank en die kort is 4 van sy groot generaals het oorgeneem, nie net een nie, en presies so is dit voorspel met hierdie dier met sy 4 koppe. En dan die 4de is Rome. Daarna het ek in die naggesig gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend, baie sterk. En dit het groot eystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Onthou julle Daniël 2 se beeld? Rome het in 10 opgedeel. Hierso selfde is rekapitulasie. Dis dieselfde profesie wat herhaal word, net uit 'n ander oogpunt, met nie meer inligting. Soos ek julle verduidelik het, daardie groot skildery van God se waarheid wat ons begin inkleer, en elke keer as ons meer inligting kry, dan word die skildery al hoe duideliker. En dis presies wat nou hier gebeur.
Daarna het ek in die nag gesien en kyk, daar was 'n vierde dier, 10 konings gehad. Okay, lyk my slide het nou dieselfde een gewees. 'n Ander horingkie. Terwyl ek op die horings ag gee, nou hier kom 'n baie belangrike ding. Kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, hierdie horings was oë soos mense oë en 'n mond wat groot dinge spreek. Vers 17. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon, vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap. So het hy gesê, die vierde dier is die vierde koninkryk. Wie was die vierde koninkryk? Rome. Hoekom was dit vir hom so vreeslik? Was dit nie in hierdie tyd wanneer die Christus gedood was nie? Was dit nie in die Romeinse tyd nie? Dit was presies in die Romeinse tyd. Wat verskriklik. Wat verskil van die koninkryke? En die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. En dit het ons gesien met Daniël 2 presies. In 476 na Christus het hulle het Rome, hy is nie oorgeneem deur iemand anders nie, hy is verdeel. In 10, en dis wat ons Europa vandag ken, in hierdie 10 koninkryke in. En die 10 horings uit daardie koninkryke sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan. Ons gaan kyk wie is die ander een. En hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. OK, kom ons kyk dit gou terug. In Openbaring 13 het ons gelees, en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd. Hoekom nou luiperd eerste gesê? En sy pote soos die van 'n beer, dis nou tweede gesê, en sy bek soos die bek van 'n leeu. Want onthou nou waar staan Johannes, hy's nie Daniël nie, hy's Johannes, hy's nou 600 jaar later. In hierdie 600 jaar was Babylon al geval, Mede-Persië het al geval, en Griekeland het geval, hy sit in Rome. Romeinse Ryk, nie binne Rome nie, Patmos, maar in die Romeinse Ryk. So hy kyk van sy perspektief af, kyk hy nou terug in geskiedenis. Wat is nou eerste? Grieke. Wie was dit? Dis die luiperd. Wat was daai? Luiperd. En pote van die beer, Mede-Persië. En dan kyk hy nog verder terug, en die bek van die leeu, wie was dit? Babylon. Verstaan julle? Dis dieselfde geskiedenis. En dit is rekapitulasie vanaf Daniël 7 word nou verder verduidelik. Om sy krag gegee, en die draak het sy krag gegee en sy troon en groot mag. Okay, so met ander woorde, waar hy nou is, hierdie dier, wat nou bestaan uit al hierdie koninkryke van vroeër, en ja, die filosofie het deurgekom van daai koninkryke af. Rome het nie uit hom uitbestaan, self bestaan nie, daai koninkryke het die filosofie vir hom gegee. Die bestuurstyle het van daar af gekom. Die gode het van daar af gekom. Mithraisme, al daai gode het deurgekom van daar af. Marduk het deurgekom van Babylon se tyd af. Die goedjies het deurgekom deur die eeue tot in die Romeinse tyd. Om sy krag te gee, sy krag. So antwoord die duiwel homself het vir hom die krag gegee. Die vierde dier en daai laaste horingkie. En toe sê, nou die visioen is nou klaar, nou sê Daniël, toe wou ek sekerheid verkry oor daai vierde dier. En hy wou oor daai 10 horings wat op sy kop was en die ander een wat opgekom het en waarvoor 3 geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het wat groot dinge gespreek het terwyl sy gestalte groter was as die ander. Wie is dit? Ek wil meer weet. En dit is presies wat ons vanaand, ek wil net sê julle, my inleiding is nou klaar. Ek wil hê ons vanaand fokus op daai 10 horings. Ons weet nou al dis Rome, maar ek wil weet wie is daai horingkie. Ek wil weet, want weet julle wat? Dis die anti-kris. Ek gaan julle wys hoekom.
En ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin. Tot die oue van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf. So in ander woorde, hierdie horingkie, hy gaan regeer tot by die oordeel toe, tot by die oordeel toe. Bepaalde tyd. En oor die 10 horingkies wat op sy kop was en die ander een wat gekom het en waarvoor 3 geval het. Naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as die van die ander. OK, hierdie horingkie. Ek wil nou graag hê ons moet kyk na hierdie horingkie. Ek gaan by leidraad 1 nou uitkom. So wie is die dier met die 7 koppe en die 10 horings? Dis Rome. Dis die 4de dier, die 4de koninkryk. En die klein horingkie en die hoer wat op hom sit en ry. Kom ons kyk. Leidraad nommer 1. Ek vat nou basies die verse in Daniël 7 wat oor hierdie dier gaan met die 7 koppe en die 10 horings, of dis Daniël is dit nou die 4de dier met daai 10 horings en 3 het val en enetjie kom na die tyd op en ek vat die verse sal julle sien in Openbaring 13 en ek kyk na die leidrade sodat ons kan probeer identifiseer wie is hierdie mag wat tot die einde toe deur gaan. OK, so ons weet nou 10 konings opstaan. Ons weet 351 476 toe die 10 begin opstaan en teen 476 is daai 10 in beheer gewees van en Rome het so stuk vir stuk geval tot 476 wat hy heeltemal vernietig is en nie die 10 koninkryke het gestaan. Onthou julle dit is dieselfde as wat ons in Daniël 2 gesien het. En hier is die 10 ryke, die Almani, die Franks, die Anglo-Saxons, die Visigoths, die Suevi, die Lombards, die Burgundians, die Heruli, die Vandals en die Ostrogoths. En julle ken die moderne name, dis die Duitsers, die Switsers, die Franke, Engeland, Spanje, Portugeë, die Italië, Frankryk en so 'n stukkie eintlik van Switserland ook, en dan Frankryk en dan Italië. Maar hierdie ouens, Heruli is uitgewis wat nou vandag die Italiese area is. En ons sal sien dat die Vandals wat die vandale of die vandalistiese mense van Afrika, hulle is ook nie meer daar nie. En die Ostrogoths is ook uitgewis. So as ons nou hierdie vat, dan het ons 'n tweede leidraad. Die tweede leidraad, ons weet nou, dit het in 10 opgedeel, die geskiedenis sê vir ons pragtig. En dan is daar 'n ander horingkie, het tussen hulle opgekom. Nou wat se mag het tussen hierdie lot opgekom? Wat se mag het tussen hulle gekom? En dit was na hulle. So dit moet nou 'n mag wees wat na 476 daar was. Na 476 moes daar 'n ander mag opgekom het. Hierdie horingkie het opgekom na 476. Nou gaan kyk ons deur die geskiedenisboeke, dan kry ons 'n mag, maar ons wil hom nie daar sit nie. Want ons wil nie dit met hy wees nie. Hoe kan dit nou hy wees? Maar daar is 'n mag, maar dit is nou nie lekker nie, maar kom ons sê maar dis die Rooms-Katolieke Kerk. Alright, dit was 'n geestelike en 'n politieke mag, maar ons hang hom net aan 'n klein draadjie want dis nou al een wat ons nou kry. Dis die enigste een wat ons nou kan opspoor in die geskiedenis wat ontstaan het tussen hierdie 10. Dis die enigste een wat ons nou kan kry. Dis die Rooms-Katolieke, dis die stelsel. Dis nou nie, ek praat nie van die mense nie, ek praat van hierdie stelsel, hierdie mag wat daar kom. Goed. Hy het in 538 het hy staatsmag gekry. Nou hy het al die pausdom het saam met baie konings geregeer, maar nie hy het nie staatsmag gehad nie. Hy was net 'n kerk, verstaan? Hy het 'n kerk gewees en was 'n offisiële kerk vanaf Konstantin se tyd af in die 3de eeu na Christus. Was hulle nie meer vervolg nie, dit was nou die staatskerk of 'n gesiene 'n kerk wat aanvaar is deur die staat. Maar teen 538 kry die paus staatsmag.
staatsmag. OK. Kom ek lees vir julle 'n bietjie net gehou uit American Catholic Quarterly Review, April 1911. Baie eeue gelede, toe die nalatige westerse keiser Rome aan die genade van barbare hordes oorgelaat het, het die Romeine hulle na een man gewend vir hulp en beskerming en hom gevra om oor hulle te heers. So het die burgerlike heerskappy van die paus begin, die plaasvervanger van Christus, het die troon bestyg en die scepter opgeneem, waarvoor Europese keisers en konings eerbiedig deur soveel eeue heen moes buig. Was hy groter as die ander? Ja, hulle moes buig. OK. En het hy 3 neergewerp? Het hy van hierdie 10, is daar 3 neergewerp? Kom ons kyk. Is daar 3 neergewerp is. Ja. Daai Lombarde het op die einde hierdie area oorgeneem. Hierdie lot, in geval, die Ostrogoths, ons lees nie van hulle in geskiedenisboeke. Die Heruli is missing. So in ander woorde, daai Ostrogoths, hulle koning was eers verslaan, en toe later, toe het hulle al die hele volk weggejaag, en hulle het basies gevlug, en hulle het verdwyn as 'n entiteit op die aarde. Hulle het gevlug na hulle, waar hulle voorheen vandaan gekom het, en so ook die Heruli en ook die Vandals. Hulle is net vernietig. So 508 is hulle gone, 534 en die Vandals was die laaste. Hoekom is hulle weg? Hulle is ontwortel, soos die Bybel gesê het, deur hierdie horingkie wat opkom. So vir hierdie horingkie om te heers oor almal, was daar 3 koninkryke wat gesê het, nee, die paus gaan nie oor ons heers nie. Die kerk en die staat moenie een wees nie. Hulle moenie oor ons heers nie. En hulle daarteen geblok, daarteen gestaan. En wat het met hulle gebeur? Hulle is ontwortel. Heeltemal. En op die einde van die dag, kan jy maar net gaan oplees van hulle in die geskiedenisboeke, en die museumpies het goedjietjies oor van hulle. Dis dit, hulle is weg. Hulle is weg. So het dit gebeur. Is 3 ontwortel. Hy het 3 neergewerp, verseker. En hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. So hy moet verskillend wees. Is die Rooms-Katolieke mag verskillend van die ander 10? Ja, dis 'n kerk en politiese mag in een. Hy regeer nie omdat ons almal dieselfde lyk of almal dieselfde taal praat nie. Nee, inteendeel, hy regeer dat hy het 'n kathedraal in elke liewe land en almal moet hierdie godsdiens aanneem. Jy het nie 'n keuse nie. Hy regeer die mag wat jou gewete regeer. Met ander woorde, hy het jou gewete regeer. Dis hoe hy regeer het. Hy het jou gewete probeer regeer. Hy het vir jou gesê wat jy mag glo en wat jy nie mag glo nie. As jy nie glo wat die Rooms-Katolieke Kerk vir jou gesê het om te glo nie, was jy 'n ketter genoem. En as jy 'n ketter genoem was jy ge-annihilate. As jy bietjie aanhou, hulle waarsku, klaar, brand, weg is jy. Hoekom sit ons hier? Meeste van ons is Franse hiergenote dalk, afstammelinge eers, ouma, oupa eers, 'n koneksie dalk daar. Hoekom het hulle hiernatoe gekom? Dis hierdie lot. Dis hulle. Dis die Rooms-Katolieke verhaal. Dis daai mag, daai klein maggie. So is hy verskillend? Ja, hy is verskillend. En 'n mond wat groot dinge spreek. Hierdie mannetjie hy's nogal, ek weet nie of arrogant die regte woord is nie, maar ja, gedurende die 2000 jaar wat die kerk op die aarde bestaan, het sy oorlog gevoer teen so te sê elke regering in die wêreld. Die wêreld is vol van haar pynhope. Hulle trone het gewankel en geval, hulle vorstehuise het stof geword. Thomas Aquinas right. Hier gaan my beste Engels. Secular power is subject
to the spiritual power as the body is subject to the soul. And therefore it is not usurpation of authority if the spiritual prelate interfere in temporal things concerning those matters in which the secular power is subject to him. Met ander woorde, soos die geestelike mag hoër is as die sekulêr. Sekulêr beteken dit wat jy sien koop, daai klas van goedjies, materialistiese goedjies. Met ander woorde, soos die geestelike mag hoër is as die sekulêre mag, so moet ons verstaan as die geestelike magte vir jou op 'n fisiese vlak sê wat om met jou fisiese goed te doen. Met ander woorde, hy het mag oor wat jy koop en kan koop en nie koop nie, wat jy mag koop en mag jy nie koop nie, mag jy koop of nie verkoop nie, kan ek 'n plaas hê, kan ek nie, moet ek hom weggee, moet ek nie. Met ander woorde, hulle het mag oor jou eiendom, jou sekulêre goedertjies, wat jy mag sing, eet, elke ding. Hulle het, met ander woorde, hulle het mag oor elke aspek van jou lewe. The Council of Trent declared, all temporal power is his. Alles wat in hierdie tydelikheid is syne. Al die kragte. The dominion, jurisdiction and government of the whole world is by divine right. Is his by divine right. All rulers of the earth are his subject and must submit to him. Is dit so? Is dit so dat elke liewe president, raai waar gaan hy amper eerste heen as hy president word? Gaan hy waarheen? Paus toe. Het julle geweet toe my pa het nog gepreek het, was ou Pik Botha nog aan, né? Nou ou PW Botha en Pik Botha. Daar was die sekretaresse van Pik Botha was in my pa se gehoor toe sê sy vir hom, ja, in Pik Botha se kantoor is 'n groot foto van hom en die paus wat handjies gevat. Met ander woorde, hierdie lot PW Botha, wie het gegaan na die paus toe? Mandela was daar. Elke liewe een het gaan buig voor wie? Die paus. Die paus sê ek het beheer oor alles wat op die aarde is. Leidraad nommer 6. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Mense, jy sal nie glo wat ek nou vir jou gaan lees nie. Jy sal nie gaan Google my vanaand. Gaan ChatGPT my vanaand. Gaan kyk. Jy sal erger goed kry as wat ek vir julle vanaand hier opsit. Hy's godslasterlik wat hy gaan spreek. Dis 'n openbaring dit verduidelik. Ek wil net eers verduidelik wat's godslasterlik. Lukas 5 vers 20. En toe hy hulle geloof sien, sê hy hoofletter Jesus, vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerders en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God? Met ander woorde, wie kan sondes vergewe? Daar is net een, en dit is Jesus Christus. God natuurlik, maar hy het die oordeel oorgegee aan Jesus. So sê die skrif vir ons. In ander woorde, raai wat doen hierdie mense? The Catholic Priest, bladsy 78. Soek waar jy wil, deur die hemel en die aarde, en u sal slegs een geskape wese vind, wat die sondaar kan vergewe. Daardie buitengewone wese is die priester, die katholieke priester. Dit stop nie daar nie. Wie sê hulle kan dit doen? Nee, dis nou nie Jesus nie, dis nou wie se ding. Kom ons lees verder. Daar is 'n man op aarde wat sondes kan vergewe en daardie man is die katholieke priester. Ja, geliefde broeder, die priester verklaar nie alleen dat die sondaar vergewe is nie, maar hy vergewe hom werklik. Die priester lig sy hand, hy spreek die woord van vergifnis en is 'n oomblik blitsvinnig word die kettinge van die hel verbreek en die sondaar word 'n kind van God. So groot is die mag van die priester dat selfs die oordeele van die hemel onderworpe is aan sy besluit. So God kan nie meer vir jou sê jy's nie vergewe nie. As hy priester vir jou gesê het jy's vergewe, dan is jy. Hoekom dink julle word die
byna geen van die vaders en die priesters wat met kinders lol, nooit vasgevat nie. Want volgens hulle eie orde, kan hulle vergifnis kry en geen staat kan hom vat nie. Maar nie net die staat nie, nie eens God kan aan hom vat. Daar kry ons dit. Shall I be a priest, bladsy 8. Sommige in die begin van die boekie. U is vir ewige priester, word op sy siel geskryf. Vir ewig 'n priester en die Allerhoogste met mag oor die Almagtige. Met mag oor die Almagtige. Is dit godslasterlik? Is dit? The Roman pontiff judges all men. So hierso, in wiese plek is hy nou hierso? Jesus, né? Jesus gesê hy oordeel almal. Nee. The Roman pontiff judges all men, but it judges by no one. So maar niemand kan my oordeel nie. Ek oordeel. Sê die paus. We declare, assert, define and pronounce. To be subject to the Roman pontiff is to every creature altogether necessary for salvation. Jo, so deur wie is die verlossing nou? Wat het daar gestaan? To every creature altogether necessary for salvation, that which was spoken of Christ, thou hast subdued all things under his feet, may well seem verified of me, sê die paus. I have the authority of the King of Kings, hoofletter. Hy het die mag oor wie? Kan julle dit glo? I am all and above all, so that God himself and I, the vicar of God, have but one consistency, and I am able to do all that God can do. What therefore can you make of me but God? Klink dit vir julle net soos New Age? Klink vir my toe ek het gelees het net soos New Age, waar jy jouself kan laat beter en boord soos 'n boedaatjie word en op die einde word jy God. Dit klink vir my net dieselfde. Dit klink nie vir my verskillend nie. Hierdie man het 'n priestertjie geword en toe word hy kardinaal en toe word hy paus en nou sê hy sommer God. Ja. Die Time Magazine in 1981 toe Paus Paulus amper geskiet was, of hy was attempted assassination, is like shooting God. Sê die Time Magazine. It's like shooting God. Wow. A major shift on abortion in the Catholic Church. Pope Francis is planning to grant priests the power to forgive women who have had an abortion and who choose to confess. We're joined by Candida Moss, a professor of religion at the University of Notre Dame. Thanks for being with us. Candida, priests have not had the ability to forgive the sin of abortion before. How significant is this by Pope Francis? Well, it's certainly significant because I think it makes reconciliation or forgiveness much more accessible to women in this situation. Previously, if a woman went to a priest and confessed that she had had an abortion, the priest would then go to a bishop or a missionary to ask for whether or not he could actually forgive this. I think in this case what we're seeing is sort of more accessibility for the sacrament of forgiveness, but we should note that this interest in forgiveness and allowing women who have had abortions forgiveness was something that John Paul II spoke about as well. What about the doctors who perform abortions? What has the Pope said about them? Yeah. Ons dink dalk dis donker eeue idees. Ek wil vir julle dit net insit om vir julle te sê, dis nog steeds die gebruik. Wie kan jou vergewe? Die priester kan 'n klompie goed vergewe en God moet dit sê, ja, is reg. Abortus kon hulle nie. Toe sê Pope Francis, nee wag. Ons maak gou vir hierdie jaar, kan jy gou jouself uitsort met dit. Ek wil net vir julle gou sê het, wat sê die Bybel? Net vir julle weer terugbring. As ons sondes bely. Hier staan nie Rooms-Katolieke priester nie. Nee. Hy, Jesus.
Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle, insluitend abortus, alle is, as jy berou het. My vriend, as jy berou het, wat kan jy doen? Alle ongeregtigheid te reinig. Dit maak nie jou sondes reg nie, maar dit vergewe dit. En hy was jou skoon. Daar's hoop net in Christus. Two living popes, they're honoring two dead ones. Even more importantly, this act is seen as an effort to greatly elevate the status of Pope Francis, who evidently has enough power to declare the other popes saints. What does it mean when a living pope has enough clout and authority to declare dead popes saints that can be prayed to? This event was seen as something that would greatly exalt and elevate the status and power of Pope Francis. Okay, ek wil vir julle dit insit om vir julle te sê, hy praat groot dinge. Hy praat groot dinge, hy is godslasterlik. Hy is tot so godslasterlik dat hy skielik jou heilig kan verklaar. Wie maak ons heilig? Wie maak ons heilig? Hebreërs 10:10, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Met ander woorde, deur Jesus. Nie deur 'n mens wat jou heilig verklaar nie. Ek gaan 'n bietjie vinniger begin beweeg. Dan kom ons natuurlik by die volgende uit. 7de ene. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en die getal is 666. Nou ja, 666 is baie sensasionele onderwerp, want elke derde duiweltjie wat opstaan is 666 deesdae, en of is dalk iets wat jy kan koop, of wat ook al. Die punt is net, kom ons kyk, hoekom is hierdie dier, hierdie klein horingkie, 666? Kom ons kyk na die Pope se titel, die Paus se titel. Ekskuus, dit is Engels daai. Vicarius Filii Dei. Weet julle wat staan dit? Ek weet nie of julle, wie van julle kom uit skole waar daar 'n Latynse onderskrifie in die wapen was? Weet party, daar's 'n paar van julle kan onthou julle skole het Latyn ondergehad. Ander is nou soos my skool in Oeverkry in Pretoria was kyk ver. Ek weet nie waar ons moes kyk nie, maar ons moes kyk. Maar goed, maar baie van hulle, dit is jou kern, dis waarvoor jy staan, dis waarvoor jy daar is, en tot jou van se wapen is baie keer Latyn, want dan staan dit nou vir waarvoor jy staan. En op hierdie paus so kop het hy het 'n paar krone, hy het nie net een tipe nie, maar een van hulle is so 3 vlakke, net soos daai wat jy gekry het vanaf van die Mede en Perse, die 3 vlakke kroon wat daar is, die koning van die konings, hy het so 3 vlakke. En daar's dit een van hulle wat 'n titel het, en die titel sê vir ons, wie is hy? En dit sê, Vicarius Filii Dei. Weet julle wat sê dit? Plaasvervanger van die Seun van God. In ander woorde, hy is die God op aarde. Ek het 'n oorspronklike skrif gekry daar toe ek nou in Europa was, wat vanaf wat 'n Franse biblioteke uitkom, oorspronklike skrifte, wat John Paul declared Vicarius Filii Dei in 669 en 1718, het hulle gesê, dit was sy titel. As julle gewonder, daar's die oorspronklike, so fotootjie wat ek het. Hierso in die Bibliotheca, die Prompta Bibliotheca van Lucius Ferreras, is 'n monumentale teologiese en kerklike naslaanwerk wat dekades lank as 'n standaardbron in die Rooms-Katolieke wêreld gedien het. Hierdie inskrywing is 'n bibliografiese beskrywing van die 5de volume van die werk, uitgegee deur die beroemde uitgewer J.P. Minge. Okay. En wat sê hier binne? Hierdie uittreksel is 'n samestelling van die kerklike en keiserlike erkenning van die pauslike gesag, met verwysing na die Romeinse keiser, wat die paus se gesag bo hul eie erken het. Die frase Vicarius Filii Dei, plaasvervanger van die Seun van God, is sentraal tot die teologie van die pausdom en word hier aan Petrus en sy opvolgers toegedig.
Met ander woorde, hulle het geglo, hierdie is die oorspronklike geskrifte van die Rooms-Katolieke Kerk en hulle glo nog al die jare uit hierdie geskrifte, dis soos hulle katekisasieboek, as ek dit so kan stel. Dis hulle geskrifte en uit dit sê hulle baie duidelik, ja, hy is die plaasvervanger van die seun van God. Inteendeel, hulle sing tot liedere vir die paus waar hulle dit vir hom sing. Nou, hoekom is dit so belangrik? Kyk, daar is die tiara papella en dit staan basies op sy kroon daarso. Want kyk wat gebeur. As ons nou gaan en ons skryf Vicarius Filii hierso. Die Here het gesê ons moet oplet, ons moet hom 'n bietjie uitwerk. Gaan werk hom uit. Julle almal het natuurlik standaard 5 wiskunde, as ek dit reg onthou, was dan 5 of 6. Ek kan nie onthou nie, ergens daar. 'n veetjie is 5, 'n u was 1, 'n c was 100. O en r, ekskuus, julle het niks gekry nie. Wat is L is 50, D is 500. Wat kry ons daaronder? As ons die numeriese waarde, in die ou tyd was die skrif so gewees, jou gewone alfabet het numeriese waardes gehad. Vandag het ons 'n 5 en dit kom eintlik van die Arabiese kant af. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dit was nie ons westerlinge wat so slim was, dit was eintlik die oosterse kant. In elk geval, ons het dit van daar af gekry. Die lank en die kort is, hulle het numeriese waardes gehad in elke letter van die alfabet, of van hulle ten minste. En wat het jy? 6, 6, 6. Presies. Wat op sy hoof staan. Wat op sy, die Here wou ons dit bereken. We hold upon the earth the place of God Almighty. Vicarius Filii Dei. Dis wie hy sê hy is. En dan leidraad nommer 7. Nou as daai nie vir julle skokkend was nie, weet ek nou nie wat is skokkend. Leidraad nommer 7. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Wat is daai? Wie was al daar? Franse monument in Franshoek, né? Franse Huguenot monument. En is die 3 eenheid, die vrou wat op die aarde staan, jy sal sien haar kettinge is verbreek. Hulle is vry van die slawerny van die Katolieke, vry van dit. Het hulle mense doodgemaak? Ja, tussen 50 en 70 miljoen mense is gedood deur die Katolieke Kerk. Dit sluit nie die klomp wat gegaan het na Israel toe in nie. Wat was dit nou weer die togte na Israel waar hulle gaan veg het? Die kruistogte, né? Dit sluit nie daai in nie. Nee, ek praat nie van nou nie. Ek praat van waar die Katolieke Kerk ander Christene doodgemaak het oor wat hulle glo. Dis een van julle almal het standaard 2 tot 5 geskiedenis gehad. My kinders het nou daai geskiedenis, hulle leer van hierdie Bartholomeus se slagting. Die Katolieke beweer dat 30,000 omgekom het. Protestante stel die getal 70,000. Ons verkies die laasgenoemde syfer, sê die Katolieke. As daar op die nag van die slagting 70,000 Hugenote in Parys was, soveel te meer regverdiging vir die slagting. Ons het dikwels die klokke hoor lui, wat die Katolieke op daardie rampspoedige nag saam geroep het. Hulle was altyd 'n soet klank in ons ore. Western Watchman. Ek wil net vir julle die interessante brokkie geskiedenis gee. Wat het hulle met die Franse Hugenote gemaak? Wat het hulle gedoen? Hoe het hulle geëlimineer en vervolg? En ek wil kyk of julle enigstens 'n patroon kan sien. Net dalk 'n patroon kan sien met wat met hulle gebeur het en dalk iets wat hier gebeur. In 1685, edik van ietsie. Die herroeping van die edik van Nantes het die protestante is as ketters verklaar. Hulle was as ketters verklaar en geloof was onwettig verklaar. Ewe skielik was hulle 'n naam gegee. Hulle was 'n naam van ketters genoem. So hulle was nou
Hulle is 'n naam gegee. Hulle was gesê hulle is ketters. En toe van 1685 tot 1688, dis baie interessant, dis die jare toe my voorouers die Jordaans Suid-Afrika toe gekom. Eers het hulle besighede gevat. Hulle moes hulle besighede vir ander gee, vir die Katolieke gee. So hulle het nou hulle ekonomies bietjie belemmer, hulle vat hulle besighede. Toe maak hulle skole toe. Nou hulle sê hierdie skool moet die Katolieke kan nie nou hierdie skole kry. En hulle maak hulle skole en universiteite ander moet die wat hulle nie wil hê nie, die verbrand hulle maak dit tot niet. Toe vat hulle die drukkery weg. In ander woorde, ek kan nou nie meer my inligting druk en verander gee nie. Nee, die skole en alles moet nou skielik 'n ander kurrikulum kry en 'n ander inligting kry en julle geloof moet nou uit die skole uit. Die geloof moet nou uit die skole uitgaan. Mag nie, dit is nou net hierdie ander geloof wat ons mag gee. En toe is dit eiendom is gekonfiskeer of met geweld gevat. En toe was die sonder vergoeding. Eiendom is gevat sonder vergoeding. Ek is nie 'n politikus nie. Ek lees nou net gou geskiedenis. Hugenote is verbied om handel te dryf. Hy mag nie koop of verkoop nie. En hul gildes en ambagte is deur Katolieke oorgeneem en ontbind. En op die einde het die soldate seker gemaak dit gebeur. En toe is daar in daai tyd, hierdie is geskiedenis, gaan kyk my op. En toe is daar 'n breindrein uit Frankryk uit. In ander lande in. Dit voel vir my 'n geskiedenis. Daar kom self verhaal. Ag ek weet nie. Maar goed, dis wat gebeur het met die Hugenote. Ek noem dit vir julle vir interessantheid. Wat het gebeur met die mense wat geprotesteer het teen hierdie Katolieke stelsel? Wat het met hulle gebeur? Hoekom is hulle vervolg en gedood? Hulle het gedurf om vir hulle self te dink. Hoe durf jy dink vir jouself om wat jy moet glo? Hoe durf jy? Jy kan nie vir jouself dink nie. Jy mag nie eens die Bybel gehad het nie. Die Bybel was in Latyn. Jy mag hom nie eens vertaal het nie, dan was jy tot die dood veroordeel gebrand. As jy wat doen? Die Bybel vertaal of vir jouself dink wat jy mag glo. Vryheid van denke, nee, mag nie. En toe, wat is volgende? Ek het nog net 3 leidrade oor, dan is ek klaar vir die aand, hoor. En hy sal probeer om tye en wet te verander. Het hy die wet en die tyd van die wet verander? Kom ons kyk. Daar is die Bybel se 10 gebooie. Dis nou wel in Engels. En daar is die Katolieke een. Al twee 10. Okay, nee, maar dan mos nou nie. Kyk wat het hier gebeur. Nommer 2, thou shalt not make unto thee any graven images. Kan jy hom hier vind? Nee, want hoekom? Hulle is lief daarvoor om vir 'n beeld te aanbid. As jy daar ingaan in ou stad van Jerusalem en jy kom daar so by die Katolieke kerk aan, hulle nou 'n standbeeld daarvan van Petrus. Daai toon is weggesoen. Want hulle het by hom gaan bid, want dan kry hulle bietjie meriete om gou oor hemel toe te gaan. Hulle het hom weggevat. Die tweede gebod is weg. Maar wag. Die volgende wat ek gaan opsit, sit ek net op om te waarsku dat hierdie hoervrou se konsepte moet ons pas op dat dit nie in ons kerke kom nie. So ek het niks teen die volgende kerk nie. Ek wil net vir as jy van daardie denominasie is, wees wakker. Hierdie is van die NG Kerk. Die Bybel. En dis die ouens wat dit geskryf het. Jy was nou 'n bietjie klein. Viljoen en Geldenhuys en Viljoen se vrou. Hulle het 'n pragtige Bybelstudietjie gemaak vir kinders. En die Bybel vir ons kinders is presies wat die titel
van die reeks te kenne gee, tog het ons hier met meer as net 'n kinderbybel te doen. Die moeder kan die kleuter boei met Bybelvertelling aan die hand van illustrasies, en dan sê dit hieronder, dit is dus 'n werklike, 'n ware gesinsbybel. So het probeer om 'n gesinsbybel vir die NG geleerdere te gee, soos 'n katekisasie konsep. Hier is hulle 10 gebooie. Eerste een, dis nou, ek is die Here jou God. So God word nou uitgewys as 'n driehoekie met straaltjies en goedjies. Nou dit het sy eie uitdagings. Maar wat ek graag wil uitwys is, die tweede, jy mag die naam van die Here nie eintlik gebruik nie. Onthou die Sabbatdag dat jy dit heilig. Waar is die tweede gebod nou? Waar is dit van die gesneede beelde? Hy is nie daar nie. Hy is nie daar nie. Dis die Katolieke een die. Dit is my bietjie gepla. Waar is, hoekom die 10 gebooie wat nie in die Bybel staan nie? Hoekom die ene wat die Katolieke mee gepeter het? Dis 'n pas op. Okay, die volgende ene is hoe hy die wet wat sê jy mag nie steel nie. Kyk wat doen hy met hom. It says here, Vatican City, AP, Pope Francis called Friday for governments to redistribute wealth to the poor in a new spirit of generosity to help curb the economy of exclusion that's taking hold today. Regarding the global economical and political organization, there is still a lot to do. An important part of humanity continues being excluded from the benefits of progress and, in fact, set aside as second-class human beings. The future Sustainable Development Goals should be formulated and executed with magnanimity and courage for them to reach and have an impact on the structural causes of poverty and hunger. Francis made the appeal during a speech to UN Secretary. Kom gee ek vir julle hierdie. Ek kan nou vir julle hierdie lees, maar hy verklaar basies, as jy 2 eiendomme het, 2 TV's, jy het nou 1 ekstra, dan moet jy nog nooit gedink het dat die tweede in joune is nie. Dis nie joune nie. Jy kan nie durf dink dis joune nie. Dit is asseblief, dis iemand wat dit nodig het, sinne. En hy sê, dit ontneem jou nie van jou reg dat jy eiendom het nie. Dit doen nie. Dit ontneem jou nie van haar reg nie, want dit was nog nooit joune nie. En as die regering kom en die ekstra TV van jou vat en vir iemand gee wat nodig het vir die behoeftige, dan moet jy weet dis reg. So die wet van steel is nou is okay, jy kan maar steel. Want dis nie steel nie, sê hy. Hy sê dit is nie steel nie. Maar hy vat dit verder, en hy sê, dit vernietig nie die privaat besit nie, maar beskerm dit. Ja, ek verstaan nie hierdie omgekeerde gedagte nie. En dit verswak nie die regte op privaat eiendom nie, maar versterk dit. So as jy nou 2 plase het, genigtig die ou en ander ou het niks. Gee dit vir hom, hulle gaan dit kom vat. Gee dit. Hulle gaan jou nie 'n sent gee vir die ander plaas nie. Waar kry ons regering die gedagtes? Waar? Die paus homself. Mense, dink jy nou as mense dink dit self uit? Die laaste een is, onthou, hy sou die wet van God verander. Onthou julle, ek het dit gelees. Dis wat hy die horingkie gaan doen. Het hy dit gedoen? Al 2 keer. Doen hy, en nou skielik die tyd van die wet. Nou is daar 'n tyd wat ek mag steel, behalwe vir die paus. Ja, hy sê daar's 'n tyd wat ek mag. Maar is daar 'n tyd wat jy mag steel of nie? Nee, God sê nooit. Is daar 'n tyd wat jy mag jok of nie jok nie? Nee, jy mag dit nooit doen nie. Is daar 'n tyd? Daar's net een gebod wat tyd het. En dit is die 4de. Gedenk die 7de dag, Sabbat, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei. Ons vergeet partykeer daai deel, né? 6 dae moet ek werk. Ja, ek wil baie keer vir my tienerseun sê, ek weet nie hoekom nie,
Hy vergeet nog, my dogtertjie is bietjie erger, maar ek wil nou nie die vrouens uithaal vanaand nie, maar jene, wil 'n paar keer sê, 6 dae moet jy werk. Ja, papa. Halfuur later, jy moet werk. Ja, papa. Ek sal maar sien of hy bossies uitgetrek is Vrydag as ek by die huis kom. Goed. Maar die Sabbatdag. Hulle verklaar, wat sien onder Konstantin, gaan kyk bietjie geskiedenis. Het hulle het Sabbat gehou al die pad tot die 3de eeu. Die Christendom. En toe onder Konstantin het hy skielik 'n probleem gehad. Maar Konstantin sit nou daar en hy toe nou hierdie Christendom ingeneem in sy verhaal en hy het dit 'n staats godsdiens gemaak en hy sê, okay, maar nou het ek Sondag want ons het altyd son geaanbid op Sondag. Dit was 'n afdag. Nou moet ons Saterdag Sabbat ook af hê want dis wat die Christene nou sê. Hulle gebod sê die 7de dag blablabla so dan en af sê. En toe maak hulle dit so dat hulle sê okay, die Sabbat is 'n vasdag en hierdie is 'n feesdag. En so met so 20 jaar later toe wil mense nou nie meer vas nie. En so skuif die ding toe en op die einde toe sit net die Sondag wat oorbly. Gaan kyk vir jouself die geskiedenis. Wie het dit verander? Die Katolieke Kerk, saam met die vrou wat op die dier sit. Die vrou, die kerk en die dier saam met die staat. Kom ons vra vir die Katolieke self. Watter is die Sabbatdag? Saterdag is die Sabbatdag. Onthou julle Vrydag aand Vrydag was Jesus gekruisig. Sabbat was hy in die graf, Sondag het hy opgestaan. Goed. So, Vrydag, 6de dag, voorbereidingsdag, Sabbat, 7de dag, eerste dag is Sondag. Waarom hou ons Sondag in plaas van Saterdag? Ons hou Sondag in plaas van Saterdag omdat die Katolieke Kerk by die Konsilie van Laodicea die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Het jy enige ander manier om te bewys dat die kerk mag het om voorgeskrewe feeste in te stel? Dan antwoord hy, as hy nie so 'n mag gehad het nie, kon sy nie dit gedoen het, waarin alle moderne geestelikes met haar saamstem. Sy kon nie die onderhouding van Sondag, die eerste dag van die week, in plek van Saterdag, die 7de dag, gestel het nie. 'n verandering waarvoor daar geen skriftuurlike magtiging is nie. Natuurlik beweer die Katolieke Kerk dat die verandering haar eie daad was. Dit kon nie anders gewees het nie, aangesien niemand in daardie dae sou droom om enige iets te doen op geestelike, kerklike of gedienstige gebied sonder haar nie. Hierdie daad is 'n teken van haar kerklike mag. Dis 'n teken van haar kerklike mag en gesag in godsdienstige aangeleenthede. Uittreksel uit die brief geskryf deur kanselier van die kardinaal Gibbons, 11 November 1895. My vraag is, het sy die wet van God verander? Ja. Is die Bybel alweer waar? Hy is alweer waar. Leidraad 9. Fascinerende leidraad. Regtig. Toe ek 'n kind was, ek was daar 5 toe ek eerste keer gehoor het van my pa hierdie ding preek en ek was so gefascineerd oor die 666. En toe dit nie alles nie, toe hardloop ek, toe kom hierdie, want alles is vir my, wiskunde het ek van gehou. Nee, dat julle dit nou vandag raak sien, maar ek het van wiskunde gehou. Hierso sê dit vir hoe lank hierdie mag beheer sal hê voor hy 'n dodelike wond sal kry. Hy sê presies hoe lank. Eers sê hy 'n tyd en tye en 'n helfte van 'n tyd. 7 keer word hierdie profesie tyd herhaal in die Bybel. Daniël 7 vers 25. Daniël 12 vers 7. Toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo oor die waters van die rivier was en hy het seker sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewende, 'n tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het. Onthou jy, hulle sal mag hê oor die heiliges en hulle vervolg
Al hierdie dinge sal vervul word. Met ander woorde, ja, dit vir 'n tyd en 'n halwe tyd gaan die heiliges vervolg word. 12 vers 14 sê dieselfde. Mense sê dit skielik 42 maande lank. Wat gaan dan gebeur? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterlik uitspreek en aan hom is mag gegee om dit 42, nie die godslastering sal vir 42 maande aanduur. Dan sou iets gebeur. Jy sal sien, dis wanneer hy sy dodelike wond kry, maar dit gaan genees. 11 vers 2 sê ook 42 maande. 11 vers 3 sê 1260 dae. En dan weer 12 vers 6 sê 1260 dae. Eerste keer as jy die goed lees dan sê jy, maar dis verskillende mense, verskillende tye, verskillende hoeveelheid. Kom ons kyk gou-gou. Eerstens, tyd 1 jaar, tye 2 jaar, halwe tyd, halwe jaar. 360, 27, 81, 1260. Ja, haal jou calculators uit, gaan kyk of reg is. Kyk, net scientific een uithaal asseblief. Of as jy 360 maal 42 maande, 30 dae. Tyd en 'n halwe tyd. Alles gelyk aan 1260 dae. Al 7 profesieë dieselfde tyd. En dan jy die dagjaar beginsel van Jesegiel 4 vers 6. En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van jou huis van Juda dra. 40 dae lank vir elke jaar lê ek jou een dag op. In ander woorde, ons sien hierso vir elke jaar een dag gee ek. Jesus het dit ook gedoen. En hy het vir hulle sê, gaan vertel daardie jakkals, kyk, ek dryf duiwels uit en maak gesond. Vandag, môre en op die derde dag is ek klaar. Vir hoe lank was Jesus? 3,5 dae het hy op die aarde rondgeloop en sy bediening gedoen. En op die einde was dit 3,5. Ja, so profetiese dae is gelyk aan, elke dag is gelyk aan 'n jaar. Is julle met my? Almal, okay. So hier kom ons, 538 het hy staatsmag gekry. Onthou julle, ek het dit vir julle vroeër gesê. Toe daai 3 ontwortel is. Net toe daai 3 ontwortel is, toe kry hy staatmag, die paus. En toe 1260 jaar later, kom ons op 1798 uit. En daar is al 7 die profesieë. Nou wat het gebeur in 1798? Onthou julle vir Napoleon? Nou, hy het nou hulle het lekker revolusie gehad daar in Frankryk, al die koning, die arme mense se koppe het gewaai. En toe, wat gebeur toe? Weet, dit is net daar al die Franse hugenote laat vlug het. Toe's daar chaos in Frankryk, chaos, want hulle het Christendom ook heeltemal verwyder. Hulle het tot probeer om 'n 7-dag siklus te vernietig en 'n 10-dag een in te stel. Het julle dit geweet? Dit is baie interessant. Dit het nie 'n rang gehou nie, toe moun almal. 10 dae is 'n bietjie lank vir die vakansie het, né? Maar goed. Hy het tot die Bybel verban. En toe, net so 'n paar jaar later, bring hom weer terug. Wat het gebeur in 1798? Toe gaan hy en hy stuur vir Napoleon stuur toe sy generaal Berthier. En hy neem hom in hegtenis en sit hom in die tronk. Ek wou julle net gou gewys het. Daar is die 70 weke profesie, hier is die 2300 aande se môres profesie. Daar is die 1260 jaar profesie. 538 1798. Daar's 'n ander profesie waarin Daniël 12 wat 1290 daar is en 1300 en iets, maar in elk geval dit hardop van 508 af dan en hy eindig ook op 1798. Want dis 'n ander tyd wat jy dit kan hanteer. Goed. So, hier het ons dit. 1200 en toe kry hy sy dodelike wond. Jesus het ook in Openbaring 13 vers 10 gesê, as iemand kruisgevangenes maak, gaan hy in kruisgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Dis presies wat met daai paus gebeur het. Hy het almal in die tronk gegooi, almal gedood. Wat het met hom gebeur? Die paus, die hele pauslike stelsel het 'n dodelike wond gekry. Leidraad nommer 10. Sy wond is genees. Okay, ekskuus, daai was nou Berthier en dit was die paus, ek dink Leo as ek reg onthou. Paus Leo, ja. In elk geval,
Hy's tronk toe, hy's dood in die tronk. Dit was Berthier en hy het hom daar in gevangenis geneem en daar is sy mag kapot. Kapot. Maar nou, sy wond is genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Is sy wond genees? Het julle geweet, generaal Mussolini van Italië en kardinaal Gaspari van Rome. Hy het weer vir hom vir die Vatikaan staatsmag gegee en weer, hulle is in vrede gekom en hulle het weer vir die Vatikaan, die kleinste land in die wêreld, die Vatikaan. Een land in die wêreld. En hy het weer staatsmag gekry. So die kerk en staat regeer weer. Ek sal nie sê hy het nou weer mag toe al wêreldwyd nie. Maar mense, hy's op pad soontoe. Baie sterk op pad soontoe. In die koerant, Februarie 11, 1929, sê die San Francisco Chronicles, "The Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorable document, healing the wound, extreme cardiality, healing the wound." In ander woorde, toe dit teken, toe is die wond genees. Toe die wêreld besef, maar hierdie lot het 'n wond gekry. In 1798. En 'n ruk later is hierdie wondjie begin genees. En ek wil graag hierdie vir julle speel. Ek's regtig op die einde van my aand. Net om vir julle 'n idee te gee van daai volgende sinnetjie wat sê, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Dis net so 'n glimps, gaan doen jou navorsing. Hey, Craig, great to be with you. Well, St. Peter's Square, as we just saw from those aerial shots, has been transformed into a church. And the entire world has been invited to celebrate this Mass and to celebrate the late Pope Francis, the People's Pope. As we saw there are about 40,000 to 50,000 packed into St. Peter's Square right now. There are crowds as far as the eye can see. We know at least more than 100,000, along with all the world leaders that are coming in here. We can see the Prime Minister of the UK there, the Prince of Wales here, former President Joe Biden as well. It's a very peaceful scene. As you can imagine, Craig, people are calm, they are praying, they have been praying rosaries in the lead up to the beginning of this Mass, which is just moments away. The weather out here could not be more perfect. The light, much like the great Ann Thompson, is ethereal. It is the perfect temperature, the perfect time to celebrate Mass, Craig. Indeed. We should procession that we saw is actually part of the, it's in a sense, it's part of the whole celebration. It's a towards heaven. And so as they come out, I'm standing by again in St. Peter's. Tom, let's talk about what we're seeing here. Again, we see President Trump getting ready to take his seat here. Well, moments ago, the cameras captured Ukrainian President Volodymyr Zelensky walk down those same steps. Trump and the French president as well, Emmanuel Macron, had walked in just... Die ding raas nou vreeslik, ekskuus julle. Maar al die wêreldleiers is daar van 152 lande. Kom om vir hierdie ou te sê, ek hoop jy is nou lekker dood. Ag, ekskuus, hy is oorlede. Die arme man, ek moet respek toon. Die man is oorlede. En almal kom. En hy sê, hierso is klomp staatsmense wat eintlik in oorlog en in geveg met mekaar is, maar vir hierdie oomblik het hulle vrede. En die wêreld het vrede vir die oomblik, want hulle is by hierdie ongelooflike man en hy is oorlede. Ons sien hoe almal daar kom en op die einde gaan elkeen een vir een en gaan kniel voor hierdie dooie lijk van die paus. Is die hele wêreld verwonderd agter hierdie dier aan? Terwyl hy sê hy is die God op aarde in plek van Jesus. Sal jy gaan kniel voor die man? Dis 'n vraag wat ons moet vra. Oeps. So daar is ons leidrade. Rome het verdeel in 10. Die ander mag het uit die 10 uitgekom, het hy ja. Het hy 3 ontwortel, ja, hy 3 koninkryke ontwortel, soos hy uitgekom het. Was hy verskillend? Ja, hy is verskillend. Dit is 'n geestelike, Christelike staatsmag bestel. Hy het 'n mond wat groot dinge spreek. Ons het gesien hoe praat hy en die koning sê net jammer, ja.
en hulle val as hulle nie saamstem nie. En natuurlik teen die Allerhoogste het hy woorde gespreek. En die heiliges van die Allerhoogste het hy mishandel. Ons het dit gesien, ons het voorouers het dit beleef. En hy sal groot, hy sal probeer om tye en wet te verander. Het hy die wet probeer verander in die tyd van die wet en het hy verander? Ja, hy het. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en 'n helfte van tyd. Ja, van 538 tot 1798, presies 1260 jaar. Presies. Watter mag kan dit voorspel? Watter mag dit? God kan dit doen. Net hy kon dit doen. En hy het 'n dodelike wond ontvang en hy is daai dodelike wond besig om te genees, soos voorspel. My vriend, ja en ja. Môreaand gaan ons 'n bietjie kyk wat het die hervormers gesê. Dan gaan ons Tessalonisense bysit. Hy sit in die tempel van God en voorgee dat hy God is. Onthou julle ek het daai vers gelees. Waar sit hy in die tempel en maak of hy God is? Is dit so? Ja. Môreaand gaan ons kyk wat het die hervormers gesê en hoe hulle opgestaan het. Dis dalk tyd vir ons om 'n bietjie op te staan. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons kyk na hierdie profesie en ons het net 10-11 van hierdie leidrade deurgegaan. Daar's nog, liewe Heer, en hulle almal word vervul in hierdie mag wat die heiliges oorwin. Hierdie mag wat die heiliges trap. Hierdie mag wat probeer om in u plek op aarde te staan en hy verklaar hy is dit en liewe Heer, ons het 'n keuse. En as protestante het ons gekies nee. Ons het net een God, een Here, een wat ons kan vergewe en dis u, Jesus Christus. Ons hou aan u vas, my God. En help ons dat ons nie mislei word deur hierdie mag of haar dogters nie. Asseblief, liewe Heer. Dat ons aan u sal vashou tot u weer kom. Maar ons sê dankie vir u waarskuwings wat u vir ons gegee het vir die eindtyd waarin ons lewe. In Jesus naam. Amen.